Lorika, wanneer ek dink aan kleredrag, sies tog, en ek dra altyd hierdie hempie as ek opneem, maar wanneer ek dink aan kleredrag, dink ek aan, dis soos 'n weerspieëling van iemand se identiteit. So, of jy wil iets baie graag wys, of jy wil iets baie graag wegsteek. Ek weet nie, dit is wat in my kop is, en dis eintlik maar al wat in my kop is. Hoe is ek van die pad af, of voel jy, dit sê iets so? Jy is heeltemal op die regte pad wanneer jy sê dat ons goeders inhou of goeders wil weerspieël of goeders wil kommunikeer aan mense, en dis absoluut waaroor die sosiale sielkunde van kleding gaan. En jy wat sê jy neem altyd in dieselfde hempie op, daar's heel waarskynlik 'n rede daarvoor en 'n baie dieper betekenis agter hoekom jy die hele tyd geneig is om hierdie hempie te kies wanneer jy nou 'n opname doen of wanneer jy iewers in die publiek verskyn of wat ook al. En ons almal het daai old faithfuls, nê, daai's wat al 20 jaar lank in ons kaste is en elke seisoen kliphard werk. Ek is nou in die proses om iemand te probeer vind wat my gaan help om nog 'n trui te brei op presies dieselfde patroon van 'n trui wat ek 20 jaar terug gekoop het. Want hierdie ou truitjie het homself lankal al afbetaal en hy werk kliphard elke liewe winter. En daar's vir my, ek het hierdie behoefte om seker te maak dat ek nog addisionele truitjies soos dit kry, want hierdie trui laat my voel of ek die wêreld kan versit wanneer ek hom aan het. Is dit En hoekom dis hierdie waar ons vandag praat. ja, want dis nou wat ek wonder, is dit hoekom hierdie 'n onderwerp is om te bespreek, want moet mense bewus wees van wat hulle dra, omdat dit vir hulle kan, ek wil amper sê, partykeer bietjie antwoorde gee op vrae wat hulle nie noodwendig besef nie. Ja, dit is 100%. Voor ek sielkunde geswat het, het ek 'n hele honeursgraad in die sosiale sielkunde van kleding gedoen. Dit was deel van die BSc verbruikerswetenskap fakulteit gewees. En dis weens daar en daai kennis wat ek daar opgedoen het, wat ek hierdie ongelooflike liefde vir sielkunde ontdek het. En toe, ek meen, the rest is history. So hierdie is nie net 'n klein ding nie, dit is 'n groot ding. Dis 'n ernstige saak. Jy weet, wanneer want toe ek nou voorberei het vir vanoggend, toe besef ek wil 'n parallel trek tussen die sosiale sielkunde van kleding en ook wat ons noem die brick mother. Nou Coralie Trotter het 'n hele paar jaar terug het sy 'n skrywe gedoen oor die brick mother, en dit is hoe jou huis jou moeder word. Dis waar jou senuweestelsel rustig word. Dis die ding wat jy seker die beste ken van enige ander besitting wat jy het in jou lewe. Ek meen, jy het jou beste en jou slegste oomblikke binne in jou huis. Maar dieselfde geld vir jou klere. Jou klere is soos 'n ek wil sê containing moederfiguur, wat as jy daai enkele items nê wat jy in jou kas het, wat jy jou hart op verloor het, as jy hulle aantrek, dan skielik voel jy by mekaar gesit weer. Jy voel of jy iets of iemand verstaan jou wanneer jy daai item aan het. Jy voel rustig daar binne, dit laat jou lyf goed voel, dit laat jou senuweestelsel bedaar, en dit is 'n regte ding. En ek weet nie of daar baie lesers of kykers is, of luisteraars is wat regtig bewus is hiervan nie. En dis hoekom ons vandag daaroor praat. Want ek sit en dink nou, soos jy nou praat, wat beïnvloed 'n keuse om iets te dra? Want mense dink nou, goed, mode is voor die hand liggend. Maar almal volg nie mode nie, of almal is nie bewus van mode nie. Dan is dit natuurlik wat winkels vir jou voorgee en voorlê, en jy het eintlik geen keuse nie. Dis net of jy hou van blou of groen. Of wit. Dan dit voel vir my asof ander mense die hele tyd vir jou keuses maak. So wat jy nou sê is eintlik op 'n onbewuste vlak, maak ons die hele tyd keuses gebaseer op wie ons is. Dis soos wat ons sê ook, en hoe ons reageer op goeders. Dit gaan alles oor wie jy is as persoon. Ja. Jy weet, as ek dink aan daai fliek The Devil Wears Prada met Miranda Priestly, sy het daar in daai fliek gesê dat jy dink jy trek net daai dag 'n denim en 'n paar swart leerskoene aan, maar daai besluite was eintlik namens jou gemaak deur 'n baie enkele elite groepie mense wat in 'n kantoor baie hoog in jy weet, in 'n groot gebou iewers in New York sit, nê. En as jy, veral as jy mode volg,
Want niemand het besluit, maar hierdie jaar wil ons crop tops dra waar ons hele maag uitsteek nie. Jy weet, ek het nou die dag 'n ding gesien wat sê, in Engels sê dit, there's an entire female cohort that still wants the bottom half of the t-shirt. Jy weet, niemand het na hulle geluister nie. Ek is tipies een van daai vrouens wat asseblief die onderkant van die T-hemp nog wil hê. Maar niemand het my gevra nie. En tog, as jy nou in 'n winkel instap in 2025, gaan jy sukkel om 'n T-hemp te kry wat onder jou naaltjie kom. En dis regtig moeilik. Dit voel of ons nie gehoor is nie. Jy weet. Maar wat sê dit? Praat dit dan van ons kultuur? Praat van ons samelewing? Verwys dit na hoe om in te wees? Hoe om uit te voel? Ek weet nie, dit voel van daar kan soveel positiewe dog negatiewe goed afgelei word as mens sê dat die winkels wil nie meer vir ons 'n volledige T-hemp gee nie. Ja, en jy weet, wat probeer hulle regtig vir ons sê? En mens voel net, ek dink dit dra by tot daai realiteit dat hoe neem ons regtig deel in die samelewing en kies ons om deel te neem. Ek meen daar is niks so mooi soos 'n vrou wat 'n huidige mode verstaan, maar sy voel en lyk so goed in daai mode nie. En dan staan ook niks so sleg soos om 'n individu te sien wat lyk of hulle sopas uit 'n Vogue tydskrif uitgestap het, maar hulle lyk so ongemaklik. Daar's niks so hartseer soos dit nie, nê. As jy dit sien en jy voel maar net, hoe moet jy jou identiteit prysgee ter wille van mode, of hoe naby kom daai identiteit wat jy het aan die mode wat jy wel dra. En ek meen, ons praat hier oor klassieke style. Jy weet, sekere klassieke style het jy gedra toe jy die dag in matriek is en jy's nou in jou 40s of selfs jou 60s en you're still pulling it off en dit lyk fantasties, nê? Die term wat hulle gebruik in die akademiese is wat hulle noem in Engels enclosed cognition. So in Afrikaans is dit omhulde kognisie, maar dit het nie heeltemal dieselfde, jy weet, dit het nie dieselfde swaai aan hom nie. Jy weet, so hulle noem die ouens wat hieroor geskryf het is Hayo en Gulinski. Jy weet, en hulle praat oor landmerkstudies wat hulle gedoen het, navorsing wat hulle gedoen het oor hoe formele of goed gepaste klere abstrakte denke byvoorbeeld na vore kan bring of spesifieke gevoelens na vore kan bring. Terwyl gemaklike drag en jy weet meer verminderde stres veroorsaak, meer ontspanning bring in jou lewe en die impak van dit. Ek meen, jy kan jou selfvertroue beïnvloed hiermee. Jy kan vir jouself 'n positiewe selfbeeld ontwikkel. Jy het beter kommunikasie. Jy weet, in ons gesin lag ons altyd as mamma haar bril aan het daai dag, moet jy weet haar mond is toe. En dit is regtig so, wanneer ek my bril dra, dan voel ek net of ek heeltemal in my kokon ingekruip het en iemand moet net asseblief vir my 'n drukkie gee en vir my 'n teekie aandra, want dan is ek net tevrede. En my bril kommunikeer dit aan almal sonder dat ek 'n woord gesê het. So dit wys jou net wat jy kies om daai dag aan te trek of nie aan te trek nie, absoluut kommunikeer met die mense om jou. Daar was 'n teoris gewees, vir die dood kan ek aan nie sy naam onthou nie, maar hy het basies gesê in communication theory of kommunikasieteorie, wat sê jy kan nie kommunikeer nie. Dis onmoontlik om nie te kommunikeer nie. En as jy aan daai abstrakte ding dink, wat jy daai dag aan het, kommunikeer aan almal hoe hulle jou kan benader, of hoe jy almal anders gaan benader, en of jy daai dag met handskoene behandel moet word of nie, jy weet. En dit is so betekenisvol, en ons moet eerlik kan wees hieroor. Jy weet, goeters soos interpersoonlike verhoudings. Hoeveel keer het ons nie al in gesinsterapie of huweliksterapie gehoor dat 'n man vir sy vrou sê, ek hou nie van hierdie klere wat jy dra nie. En natuurlik die feminis in daai vrou sal sê, maar jou ding is, ek gaan dit dra. Maar wat se impak het dit regtig op die intimiteit dan in daai verhouding? As 'n vrou vir 'n man sê, ek hou nie daarvan as jy 'n T-hemp dra waar jy die onderkant van jou maag uitsteek nie. Ek vind dit nie aantreklik nie. Dit speel 'n rol in intimiteit in verhoudings. En ek dink hoe vinniger 'n mens dit kan besef, hoe beter kan jou interpersoonlike verhoudings wees. Maar ek wil onmiddellik het ek dan die vraag in my kop. As jou verhoudingsmaat of jou huweliksmaat vir jou sê ek hou nie van hoe jy aantrek nie, moet jy dit dan verander of moet mens dan fokus op die
hou nie van nie. So jy fokus op goed, so jy het daar's iets wat vir jou pla en ons moet daai uitwerk. Maar dit voel vir my, ek wil net seker maak, as iemand nie hou van hoe jy aantrek nie en jy is gemaklik daarin en jy voel veilig daarin, ek neem aan ons moet sulke tipe woorde nou gebruik. Beteken dit nie dat jy moet dit verander nie. Dit beteken mens moet nou uitwerk hoekom werk dit nie vir die ander persoon nie. Absoluut. En waar ons 'n brug kan bou tussen iemand se behoefte en iemand anders se idee daaroor. En dan vind ons, maar wat kommunikeer ek aan jou wanneer ek hierdie ding dra? En dan sal jy moontlik of gewoonlik heel waarskynlik vind dat daai ander entiteit in die verhouding glad eintlik dan nie meer 'n probleem het met wat jy aan het of die kleur van jou hare of jy dit of dit nie. Ek het die mooiste ding gelees nou die dag van Jay Shetty wat hy gesê het, daar's 'n verskil tussen verander in 'n verhouding of groei in 'n verhouding. En as jy in 'n verhouding bereid is om saam te groei, dan gaan jy uit die aard van daai saak verander. Maar dis nie 'n verdedigingsmeganisme ding dan nie. Dis nie 'n ding om op jou perdjie oor te spring nie. Dis om net te luister maar wat sê die mense om jou. En dit beteken regtig iets. Dit is meaningful. Hulle noem dit dopamine dressing. So dopamien, wat sal 'n mens dit noem? Kleding. Kleding. Dopamien kleding, ja. Hoe affekteer wat jy kies daai dag ook jou gemoed? So dit gaan twee kante toe. Wat jy kies kan 'n spesifieke kommunikasie aan mense uitlewer, maar wat jy ook kies kan ook jou dopamien verhoog of verlaag. Tipiese voorbeeld, as jy net swart aantrek, sal mense dink jy's in rou of jy is emo, jy weet daai emo crowd wat deur die swart kleding geïdentifiseer het of wat daardeur jy weet deelneem. Maar dit kan ook wees dat jy daai dag 'n baie elegante jy weet ding het wat jy moet gaan bywoon. Jy weet of jy moet 'n spesifieke voorlegging miskien doen by die werk en jy voel verskriklik selfversekerd in swart as 'n kleur byvoorbeeld. Ons kan nou 'n bietjie oor kleursielkunde ook gesels. En die impak van kleur, kulture wat spesifieke kleure ook dra en uitbeeld. Ek dink baie aan die shweshwe wat ons het in die Afrika kulture en hoe ongelooflik mooi dit is. Party mense vind byvoorbeeld as jy nie aan 'n Afrika kultuur behoort nie, maar jy dra shweshwe, is dit byvoorbeeld uiters disrespekvol. Hoe durf jy dit dra want jy verstaan nie eers die betekenis agter daai betrokke patroon of kleure en die geskiedenis daar agter nie. En dit is iets om net van bewus te wees. Lorika, soos jy praat, dink ek aan Carpe Diem, snaaks genoeg. En ek dink baie keer dink mense, jy weet, omhels die dag of jy weet, seize the day, beteken iets groots soos val uit 'n vliegtuig of spring van 'n berg af of so iets. En ek dink, soos jy nou praat, dink ek dieselfde probleem mag dalk hier ook gebeur en dit is dat mense dink, okay, so moet ek dan nou die mode volg? Moet ek kan aantrek soos almal of moet ek heeltemal die teenoorgestelde doen? En ek dink ons moet net daai so klein bietjie, alhoewel jy dit baie mooi verduidelik, net so klein bietjie meer duidelik maak dat dit is wat almal van praat, dat mode is eintlik wat jy wil hê dit moet wees. Jy moet aantrek waarin jy die beste voel en waarin jy voel jy die beste lyk. En dit is die punt, neem ek aan. Absoluut. Ek dink dit gaan oor om die vraag te vra, hoe wil ek deelneem aan mode? Wat beteken dit vir my? Byvoorbeeld hierdie T-hemp wat afgesny word bo jou naaltjie. Hoekom is jy ongemaklik daarmee? En own dit. Sê, maar dit is hoe ek regtig daaroor voel en ek is heeltemal gemaklik om dan nie 'n T-hemp te dra vir daai seisoen totdat ek eene kan kry wat my reg pas nie. En dit bring my nou eintlik by die volgende punt. Hierdie is soveel dieper as net mode. Dit gaan byvoorbeeld oor jou gerief en jou sensoriese ervaring van klere. Daar is niks so irriterend soos 'n label wat jou hier aan die onderkant van jou nek vang nie. Ek dink en kyk hoe dit 'n by affekteer. Skielik het jy verhoogde angs, jy voel kwaader, jy's baie vinniger getrigger deur goeders in jou omgewing en eintlik gaan dit net oor hierdie klein stukkie plastiek agter in jou nek wat jou krap. Daar is mos nou min goed wat jou so op kan opklits, so 'n labeltjie. Jy weet, of byvoorbeeld 'n kousenaad aan die onderkant. Jy weet nou en vandag in arbeidsterapie verstaan ons soveel makliker en beter hoe klere jou lyf beïnvloed. Dan dink mense, jemmel, maar kom ons sê jy met 'n uniform dra vir werk
En ek dink nou miskien aan 'n AMI geval. Miskien het hulle dit juist so gedoen om die mense kwaader te maak sodat hulle harder beklei tydens die oorlog. Maar ek meen as jy al gekyk het na 'n AMI baadjie se nate binne, dis nie afgewerk nie. Dit krap jou ordentlik, nê? So geen wonder hulle praat oor daai, jy weet, daai autoriteitsfigure waar hierdie mense goed die hemel in was die hele tyd en gegil en geskree het op almal. Daai man was heel waarskynlik op 'n sensoriese vlak so geïrriteerd. En dis hoekom hy so 'n goeie generaal in die army was. Jy weet. En so dit gaan nie net oor die emosie of die kognisie daaroor nie, maar dit gaan oor jou fisiese ervaring ook van, jy weet, hoe die stoftekstuur se gerief op jou liggaam, hoe dit affekteer. Goed so sensoriese sensitiwiteit. Ons weet dat mense op die spektrum het van nature op 'n sensoriese vlak en op 'n senuweestelsel vlak net soveel hoër sensitiwiteit teenoor sekere kleure. Kinders wat byvoorbeeld nie nat klere op hulle lyfies kan hanteer nie, maar ek dink volwassenes ook. Daar's groot mense wat ook sukkel met dit. En dit beteken nie daar's iets fout met jou nie, dis net hoe jou lyf gewire is. En natuurlik temperatuursregulering ook, jy weet, om iets te dra wat heeltemal te warm of te koud is onder sekere omstandighede. Ek dink nou, so met ander woorde, dit gaan nie alles net oor die persepsie van ander mense op jou nie. Dit gaan oor jou eie ervaring, gevoel, ervaring, so al jou sintuie. So dis wat jy sien, dis wat jy voel, dis wat jy ruik, is wat jy alles wat jy dan moet inbring. En dit is 'n wonderlike voorbeeld weer vir my en ek wil nou asseblief kom by die kleur deel van die sielkunde, maar dit is 'n wonderlike voorbeeld weer vir my van jou brein en jou lyf is een. Dat ons altyd dink sielkunde en die siege en alles is so hierdie aparte ding hier in jou kop. Waar wat jy nou sê is al hierdie die goed voel, en ons almal weet, as jy die dag voel jy lyk goed en jy voel goed, dan is dit dit is wonderlik en dan kan ons ook nie verstaan en ek dink dit is wat nou eintlik hier belangrik is. Ons kan nie verstaan dat ons trek presies dieselfde klere volgende week aan nie. Presies. En jy voel en ook die feit dat hy bo in jou kas en vet en jy dink wat was verlede week dat ek so anders gevoel het. Ek so gehoop hierdie pakkie gaan my nou vandag red. En dit is eintlik juist wat my sê, dat dit is heeltyd die weerspieëling van wat gaan in jou innerlike aan. En ons is so die heeltyd wonder ons, waar kan ek die antwoorde kry? Waar kan ek sien of iets verkeerd is? Waar kan ek agterkom of jy weet dit wat ek heeltyd in my kop het, is dit waar, is dit nie waar nie? Dat hier kan jy dit al klaar voel, as jy die ongemak die heeltyd voel, niks werk nie, niks pas nie. Dis nie net dat jy 'n paar kilos opgetel nie. Dit gaan oor jou innerlike emosies dan nou, maar gevoelens. Maar ek wil hierdie nou nog dieper vat. Een van die eerste goed wanneer ek rouberading doen met iemand wat sopas 'n geliefde verloor het, is gaan vat onmiddellik hulle of jou gunsteling truie wat hulle aangehad het en gaan sit dit in 'n dubbele Ziploc sakkie. Want daar's niks soos om daai trui wanneer jy daai persoon mis, uit daai sakkie uithaal en jy sit hom op jou gesig en jy ruik hom en skielik kom al daai herinneringe van daai mens terug. Skielik kom al daai pragtige tye wat julle saam geniet het terug. Ek sê dit, ek het byvoorbeeld 'n trui wat my ouma gebrei het, nê. En hy is al hoeveel keer gewas, maar hy ruik nog steeds soos sy. En daar's min goed soos om te onthou hoe dit was toe sy vir my 'n drukkie gegee het toe ek 'n kind was, waar sy jou so omferm het. En daai trui, ek meen jy sal hom vir die dood nie buite nou dra nie, want dit's glad nie moedeus nie. Maar as ek daai trui sien of as ek daai trui ruik, dan bring dit al daai herinneringe van my ouma terug. En dis hoekom ek sê klere beteken op elke sekonde van elke dag so baie en mense is nie regtig bewus van wat daai kleding beteken nie. Ek meen as jy vat waarin ons slaap, daar's min mense wat eintlik in hierdie fancy pyjamas slaap wat hulle verkoop in die winkels. Jy slaap in 'n ou T-shirt en 'n tight of jy slaap in jou man se T-shirt en van sy kouse. Want daar's min goed so lekker soos hierdie oorgroot T-hemp wat net so sag is en wat net voel of dit, ag jemmel, daar's min goed wat jou so vinnig droomland toe stuur soos 'n lekker paar, jy weet, slaapklere, want jy kan nie eintlik dis nie formele pyjamas nie. Ja. So kom ons praat 'n bietjie oor die kleursielkunde. Kleursielkunde. En jy praat nie nou van klere nie, jy praat van kleure. Kleure. Ja, okay. Jou primêre kleure en jou dinge.
Jy weet, mense assosieer, en hierdie is ook uiters uniek, mense assosieer sekere kleure met sekere emosies en ervarings. En dit is uniek vir almal, soos rooi vir party mense identifiseer goed soos kwaad en woede, maar dit kan ook energie, passie en aksie, jy weet, om in aksie oor te gaan. Ek meen, daar is min goed so mooi soos 'n vrou met 'n rooi rok aan, nê. Sy is on point as jy dink aan wat sy aan het. En daar's min goed wat so mooi lyk soos 'n vrou wat in daai kleur in leef, wat jy weet, haar ken ophou en sy voel confident en sy is vandag reg om enigiets aan te pak. Goed soos blou is natuurlik meer kalmerende effek, jy weet, en jy weet, kan ook goeie soos sekuriteit vir iemand gee, jy weet, as hulle 'n bietjie onselfversekerd voel. Geel identifiseer goed soos helder, energieke ervarings, dis ook geassosieer met geluk en optimisme. En dan, soos wat ek klaar genoem het oor swart, met sofistikasie en elegansie, maar ook, jy weet, 'n sekere plegtigheid of 'n rouproses. Ons het klaar gepraat oor die kulturele ervarings. Wie van ons identifiseer nie sekere kleure en klere met ons kultuur? En dadelik vat dit jou na, weet, 'n deel van jou geskiedenis en jou herkoms wat jy baie sterk mee identifiseer nie. En dan natuurlik persoonlike assosiasie, maar dis baie uniek hierdie. Dis regtig baie jy weet, 'n baie unieke ervaring in jou identiteit. Ek wil graag vir jou vra, ek weet nie of dit 'n belaglike vraag is om ek wil nie mense in boksies sit nie, maar om iets gou te sê nou maar iemand stel glad nie belang in wat hulle dra nie. Dit gaan oor prakties en dit gaan oor gemaklik. Dit moet 'n gemaklike praktiese ding wees. Hulle gee nie eintlik om hoe hulle lyk nie. Wat sê dit vir ons van daai persoon? Mag my so 'n vraag vra? Absoluut, want weer eens, jy kan nie kommunikeer nie. Jy sal ook in daai fliek The Devil Wears Prada, hoe sy het baie doelbewus ingeloop in daai kantore in met kleding waar sy gesê het, sy gaan nie toelaat dat die mode haar affekteer nie, sy neem haarself baie meer ernstig op as dit, en toe word sy baie vinnig reggestel om te vertel dat sy dink dat sy 'n sekere kledingstuk gekies het daai oggend, maar eintlik het iemand dit net 10 jaar terug of 20 jaar terug vir haar gekies. As jy probeer kommunikeer dat jy nie belangstel in mode nie, dan kommunikeer jy alreeds dat jy meer pragmaties is, dat jy 'n baie sterker identiteit het buiten wat die samelewing vir jou probeer skep. So jy kan nie kommunikeer nie, en klere, selfs al daag jy kaal op 'n rooi tapijt op, kommunikeer jy ook iets. Soos ons nou gesien het met Kanye West en sy vrou, ek dink dit was by die Golden Globes in die begin van die jaar. Dit het mense laat gons, jy weet, mense het gekyk en besef, maar sy probeer 'n boodskap stuur, wat probeer sy stuur? En natuurlik in die sielkind het ons baie gesprekke gehad oor die feit dat sy basies kaal op die rooi tapijt rondgeloop het, want wat die vraag was, is wat probeer sy vir die mense buite vertel oor die verhouding wat sy het met haar man? Want 'n vrou wat bereid is om kaal op te daag, wys eintlik sy's gestrip van haar identiteit. Of glad nie. Is sy of is sy nie? So weer eens, jy kan nie kommunikeer nie. Dis baie interessant. Ek kyk iemand wat soos daar's mense wat baie sterk wil weer so inpas. So ek dink aan mense wat altyd die klere wat nou, dis nie in die mode nie, dis meer daai van sosiale vaarbaar vir ma's by 'n skool dat almal lyk min of meer dieselfde, die aktiwiteitsklere, die gymklere lyk dieselfde, dit sê ek nou as buitestander, dit lyk vir my dieselfde. Dit lyk vir my altyd asof hulle op dieselfde winkel dieselfde rokkies op dieselfde tyd gekoop het en hulle almal lyk so half dieselfde, en daai kommunikeer altyd vir my, dit is 'n groep. Dit is die ma's van die laerskoolkinders wat daai so, en ek bedoel dit nou met baie respek, maar ek bedoel dit wys vir jou wat is presies. Ja, jy is die ma van die laerskoolkinders. Maar ek vra nou die dag, want ek tog nie in my gymklere by die skool op nie. En ek vra toe vir 'n mamma, "Sjoe, julle lyk of julle vreeslik hard oefen." Toe sê die mamma vir my, "Nee, glad nie. Ek het net nie geweet wat om volgende aan te trek nie. En die gymklere is net vir my so gemaklik."
So hier het ek die hele tyd gevoel, "Sjoe, ek's vreeslik uit want ek gaan stap nou nie 10 kilos vanoggend nie voor ek my kinders by die skool afgelaai het nie, maar eintlik is dit glad nie wat besig is om daar aan te gaan nie. Daar is enkele mammas wat wel na hulle die kinders gaan aflaai gym toe gaan en hulle self op daai vlak oppas wat so mooi is. Maar toe kom dit nou uit, nee, die oorgrootste meerderheid daag op met die gymklere, maar hulle het eintlik nie geweet wat anders om tussen al die chaos en die tasse reg kry en die kosblikke pak en seker maak hulle kinders se hare is vas, nog te besluit dat hulle ook wil aantrek nie. En Maar jy dit sal wys dit baie ook, vind ook. ek Ja, neem aan mense kan dit dit ook wys. omdraai, dat dit wys ook wat die ouers vir hulle kinders aantrek. Dat die kinders Ja. ook, die ouers voel die kinders moet ook inpas by hulle maatjies of by hulle portuïergroep of by die Ja. skool se alles. En dit wys Of tog daar's ook. die grap. Ja, daar's die ander grap dat baba word soos 'n Eskimootjie aangetrek omdat mamma koud kry. So. En dis presies wat dit is. Jy beïnvloed jou kinders oor wat jy dra. Jy weet my ma het altyd so 'n ding oor puntskoene gehad. Sy het gesê dit lyk soos Tarieria se skuite. En toe was dit so mode toe ek in matriek was, hierdie puntskoene. Toe moes ek my ma eendag neersit en sê mamma, ek weet mamma het hierdie pet peeve, hierdie kleintjie dood oor die puntskoene, maar ek wil met my hele hart en my hele siel 'n paar puntskoene hê. Kan ons asseblief praat hieroor? En dit is weer eens kommunikasie. Dit forceer jou om met jou omgewing jy weet te kan sit en te sê maar ek wil baie graag hierdie puntskoene hê. En asseblief met my nie oordeel daarvoor nie. En hoeveel jaar later, ek dink 5 jaar later het jy jouself nie doodgevang in 'n paar puntskoene weer nie. So weer eens, dit het so diep kulturele, diep emosionele, diep kognitiewe wortel is die klere wat ons dra en wat jy kies om op jou rug te sit daai dag. Maar jy weet goed so is. O ja, jy wou sê. Ekskuus dat ek nou weer sommer hier. Ek probeer net dink, wat moet jy jouself afvra? Wat moet jy vir jouself vra? Moet jy vir jouself miskien nie moet nie, maar wat vra 'n mens vir jouself as jy dan nou kyk na jou klere? Wat probeer ek vandag sê? Wat wil ek hê moet ander mense van my dink? Watse tipe vrae moet eintlik so half in jou kop opkom? Ja, so op daai noot, ek het nog 'n hulpbron op my webwerf spesifiek hieroor waar mense spesifieke vrae kan gaan vra oor byvoorbeeld bedagsame klerekas evaluering. Hoe help ons jou dan om na jou kas te gaan kyk en te sê, maar wat werk vir my en wat werk nie meer vir my nie? Jy weet as ek dink oor mede-afhanklikheid, so ek gaan hierdie ding nou diep vat nê. Ek en Freud, ons het mos 'n cool verhouding met mekaar. Maar hoeveel ander mense probeer jy nie tevrede stel deur die klere wat jy dra nie? Hoe ver het jy nie van jouself af gede-identifiseer om te kan inpas nie? En ons min goed so hartseer soos om net te moet inpas. Wat van om te behoort vir wie jy reg is? En jy doen dit deur om dan jou klerekas te evalueer. En op die hulpbron sal mense sien ook ons vra, ons help oor goeie soos kleurskemas en hoe om beter keuses te maak oor dit. En dit is heeltemal verniet. Jy kan op my webtuiste www.dynamichealth.today gaan kyk. Die hulpbron is onder About en Resources, sal jy daar sien Social Psychology of Clothing. Ek gaan daar wees. Maar goeie soos om te leer oor modesielkunde, nê, om te gaan oplees daaroor, gaan vind uit, maar waar vind ek myself in die wêreld van klere? Jy moet elke dag iets aantrek. Dit is tyd dat jy nou 'n goeie verhouding bou met die klere wat jy op jou rug sit. Goed soos opsetlike inkopies. So ek sukkel die laaste ruk om te gaan klere koop, want ek vind ek sukkel om in te pas met die mode, soos ons nou gesê het, waar jou hele middel uitsteek. En dit is swaar. Jy vind dan aan die einde van daai jaar se uitverkopings. Jy weet nê, ek het in mode gewerk vir amper 'n jaar. Die navorsing wat ingegaan het en hoe ons 'n T-hemp ontwikkel. Die garing wat ons gekies het om daai T-hemp te ontwikkel. Op watter grein ons polyester meng met katoen of met rayon en viskous. Op watter persentasies ons hierdie goeders gekombineer het om 'n T-hemp te maak. Ek praat nie eers van om 'n kraag te ontwikkel het vir 'n denim baadjie wat byvoorbeeld wat ek vandag aan het nie. Ek weet nie of mense weet nie, maar om 'n kraag te maak is onbeskryflik moeilik en dis verskriklik duur ook. Selfs al ontwikkel jy hom in China of jy ontwikkel hom in Suid-Afrika, om 'n kraaghemp of 'n kraagbaadjie te besit, nê, is al klare luksheid, want om 'n kraag te maak is onbeskryflik moeilik.
So om net te bewus te wees van die klere wat jy kies, maar wat in die agtergrond aangegaan het net om daai kledingstuk te ontwikkel. Daai tydperk wat ek in die mode-industrie spandeer het, was 'n verskriklike eye-opener. Ietsie anders ook om jouself af te vra, wil jy klere koop waar daar 'n 300% winsheffing opgesit is? Want dit is wat daar op mode gesit word in die wêreld. 300%. Vra jouself af. Dan wanneer jy 'n Suid-Afrikaanse ontwerper byvoorbeeld koop, en ja, miskien is die rok dan R1,800, moet jy weet, daar's byvoorbeeld 2 of 3 individue wat staan agter daai rok wat jy dra. En wat beteken dit vir jou? Klere versus geld, klere versus waarde. Wat beteken dit vir jou? So opsetlike inkopies, dink oor wat jy koop. Ek gaan nou kom by volhoubare mode. Ek's baie passionate hieroor, so ons gaan nou daaroor gesels. Maar ook gereelde klerekas audits. Gaan sit voor jou klerekas en vra jouself af, watter van hierdie items in jou klerekas bring vir jou geluk of joy, soos wat ons in Engels sal sê. En wees cutthroat hieroor. Moenie klere dra wat jou laat sleg voel oor jouself nie. Heerlikheid, die lewe is te kort. Gooi daai kledingstuk uit. Seën iemand anders daarmee. Gee hom weg. Ek is so lief vir hierdie volhoubare klere partytjies wat vrouens hou. Hulle sê letterlik, vir die volgende 4 dae kan jy tussen 6 en 8 in die aande kom. Vir elke item wat jy bring, kan jy 'n item vat. So jy moet weet, dis tweedehandse kledingstukke of klere. Maar joh, daar's mooi goed wat jy daar kan gaan kry, nê? Jy kan professionele advies natuurlik ook kry. So kom ek praat gou oor die bykomende onderwerpe rondom mode. Die ene is mode en identiteit, wat ek dink ons nou wel al oor gepraat het. Maar jou identiteit is so 'n kosbare ding, want dit affekteer alles wat jy doen, besluit, die verhoudings waarmee jy intree, die verhoudings waarin jy nie intree nie. Leer jouself ken, leer ken wat jy lekker voel in jou lyf as jy dit dra, nê? Dan volhoubare mode. Daar's 'n groot tendens, veral met die huidige, die feit dat ons baie maklik nou goeders van oorsee af kan bestel. Daar's 'n nuwe ding oor belasting nou, jy moet nou 'n bietjie duurder betaal om spesifieke goeders byvoorbeeld uit China en Indië en goeders uit te kry. Wat ek dink op 'n manier baie reg is, want dit forceer ons dan om vrae te vra, wil ons dit reg koop of wil ons dit nie koop nie. Ek sê nie daar's iets fout daarmee om dit te koop nie, maar wees net bewus van die impak en op jou eie lyf. Wees ook bewus van die tekstiele wat gebruik word op hierdie kledingstukke wat jy koop. Die mikroplastiese krisis wat ons nou sit, met die toetse wat hulle nou doen, met mikroplastiese partikels in jou bloed en in jou brein, is besig om jou dood te maak. Wees versigtig wat jy op jou lyf sit. Moenie die polyesters en die polyurethanes en daai klas van tekstiele kies wat jou negatief kan beïnvloed nie. Ek het byvoorbeeld 'n groot ding daaroor oor kinders wat katoen dra. Dra jou volhoubare, natuurlike stowwe wat jou kind ondersteun om te kan dink in die klas. En wat ek hieroor praat is kontroversieel. Mense wil nie hê ons moet hieroor praat nie. Want dit het alles natuurlik 'n ekonomiese effek en wat ek besef nou is, wat ons hier praat is, wie is ek? Hoe is ek? Hoe ervaar ek? En wat is my rol in die samelewing, in die direkte en in die geheel van die wêreld? Wat nou natuurlik nou my hele teorie van die brein en die lyf is net nog verder uit die water uitblaas van 100%. Ons is eintlik een op 'n planeet en dit bly daai persepsie, maar dit is nou Lorika, die sielkunde agter is ek verantwoordelik vir Klaas in Australië is 'n heel ander storie, né? Mense vind daai in 'n baie vreemde ding. So daai gaan ek nou maar Jesusie, die tyd het ons ingehaal. Lorika, opsommend, ek weet, opsommend. Wat wil jy hê moet iemand wegvat uit vandag se gesprek?
Ek wil hê mense moet vandag enclosed cognition wegvat. Daai wees opsetlik oor wat jy dra, dink oor wat jy dra. Raak bewus hoe jou klere jou affekteer. Raak bewus hoe jou klere jou verhoudings met jouself en met ander affekteer. En vra jouself af, dien dit my of dien dit my nie meer nie? Fantasties. Mense, as dien julle enige vrae het, kan julle e-pos stuur lise@wsek.co.za. Dit is Lorika Fik. Sy is 'n voorligtingsielkundige in Johannesburg. Lorika, gee gou weer jou webtuiste waar hulle kan gaan kyk vir meer inligting. Ja, so dis www.dynamichealth.today en julle sal sien, ons hoop met hierdie platform is om baie vernuut hulpbronne vir mense te kan gee. So jy hoef nie noodwendig deel te vorm van die platform nie, maar daar dien ons ook ons samelewing, ons dien die mense om ons. So daar's baie hulpbronne wat jy vernuut kan gaan kry. Gaan kyk en snoep 'n bietjie daar rond, kyk of daar ietsie is wat iets anders vir jou trigger. Ja. Absoluut. So ek sal ook die besonderhede sit hierso van Lorika en haar webtuiste. Alles sal by hierdie gesprek wees. Deel asseblief met ander. Hierdie is ek dink 'n gesprek wat ons nie baie het nie. Mense praat oor klere, oor van wat hou ons en wat hou ons nie, wat is ons mooi en wat is nie vir ons mooi nie. Maar ek dink om te praat oor hoe laat dit ons voel, wie is ek en hoe beskryf dit wie ek is. Dit is 'n heel ander gesprek en ek dink dit is iets wat ons bietjie vir almal kan bewus maak oor. So deel asseblief die gesprek en ja, al wat ek kan sê is kyk mooi na jouself.